The pretty town of Springbok is found in what is now known as the heart of Namaqualand, within spitting distance of other typical Namaqualand towns like Alexander Bay, Pofadder, Garries, Kleinsee and Port Nolloth. Springbok is about 570 kilometers north of Cape Town. Springbok is die administratiewe en kommersiële sentrum van Namaqualand en dit lê in 'n nou vallei omring deur die Koperberge. Dit is in 1862 gestig nadat mynbou in die gebied begin het en byna 2 eeue nadat die mineraal van koper die eerste keer hier ontdek is. Springbok is the last major town that you find on the N7 on the way to Namibia. With its unique position, Springbok is the perfect stopover en route to Namibia, and its repute as the flower capital of Namaqualand have placed Springbok on the map. Today we are visiting the place where you can get the best milkshakes in Namaqualand. We are visiting a Boer fort from the Anglo-Boer War, the Blue Mine where the first activities of mining took place in South Africa, and the Stone Church. Hier is die klipkoppie hier in Springbok. Die boere het hier 'n fort gehad in die Anglo-Boereoorlog. So 1899 tot 1902. En van hierdie fort af kon hulle die hele Springbok basies beheer. En hulle kon die hele plek beskerm. Ons kyk hoe lyk dit daar rondom. Attractions in Springbok that you can visit includes the Skilpad Wildflower Nature Reserve, particularly in August and September, the Ograbish Waterfall, the Gugab Nature Reserve, of course the Blue Mine that we are going to visit today, and the war graves from the Anglo-Boer War. Hier is 'n monument met 'n paar plekke waar daar bronsplate op was wat afgesteel is. Hier is 'n heining om die hele plek. Ek dink die mens kan nie inkom nie. Maar kyk al die mooi kokerbome. Die hele plek staan vol kokerbome. Daar staan nog 'n kokerboom. Kyk hierdie kant. Soos 'n ek weet nie of dit die oorblyfsels van die fort is, van 'n fortmuur waar dit is nie. En dan is daar 'n gedenkbordjie daar wat sê Namaqualand se opstand 17 ek kan nie sien wat daar staan nie. 1794 tot 1789 of so iets. Ek kan nie sien nie, ek sal probeer navorsing doen daaroor. Ons gaan nog so om. Hierdie wys maar net vir jou 'n klompie blomme van Namaqualand. Almal is altyd gek oor Namaqualand se blomme, almal wil kom blomme kyk. Nou, hulle sê hierdie koppie word versier met kersversierings in die Kerstyd. Kyk hierdie kaktus wat hier staan met sy, weet nie of dit blommetjies is wat hy verloor of wat nie. Ons gaan gou so om. Kyk al die kokerbome. Dan lyk ons is hier langs 'n taxi rank. Nee, hier is 'n slot aan die hekkie. Dit gaan glad hier in nie. Hier is ook 'n gedenksteen of 'n monument, ook met 'n plaat wat weg is. Ons is gou hier aan die ander kant van die koppie. Mense kan dink dat as 'n mens hier bo sou wees en jy het 'n behoorlike uitkykpunt. Jy het 'n fort hier wat jy kan uitkyk hier oor die hele Springbok hier onder toe. Die Engelse sou maar gesukkel het om hulle by te kom hierso, as hulle hier ingegrawe was. En dan daar agter steek die toring van 'n kerk uit. En ek het iets gelees oor die kerk ook. Ek wil net daar ook uitkom om te kyk wat daar aangaan.
Kom ons kyk gou hier. Hier om. En dit is nou die klipkoppie. En jy kan sien hoekom hy die naam gekry het. Kyk al die klippe. Dit is net klippe wat lê. Amper sê ek daar is 'n hek oop. Dan kon ons nou ingegaan het en opgegaan het, maar is toe daar so. Ek gaan nou nie oor die heining klim nie. I was unable to get any further information about the uprising that took place in Namaqualand that was mentioned on that sign. If you know anything about that, please leave me a comment and tell me what it was all about. The next place we are about to visit is the Blue Mine. That was the first commercial mine in South Africa. Ons staan hier by die Blou Myn wat in 1862 geopen is. Nadat daar omtrent 2 eeue van tevore koper ontdek is hier by Springbok. Simon van der Stel het in 1685 'n skag gesink en koper ontdek hier by Springbok. It seems like the people of Springbok have learned the hard way that everything nowadays needs to be behind a fence. Otherwise, it gets carried away. Hierdie klip met die kopererts raak blou wanneer dit met die suurstof in die lug 'n reaksie het. This is where the name Blue Mine originates. It's because of the stone inside the copper ore. I really wanted to get some access into the Blue Mine area, so I decided to have a look further up on the hill. Maybe there were some vagrants who left a place where we can go in. Hierdie Blou Myn hier by Springbok was die eerste kommersiële mynboupoging in Suid-Afrika. Mense kan sien die plekke is 'n bietjie verwaarloos. Hierso staan die Blou Myn wandelroete, geborg deur Springbok Lodge. Ek gaan gou hier opstap dat ek vir julle 'n bietjie kan afneem van bo af. Hier kan 'n mens sien die klip wat blou geraak het van die reaksie met die suurstof. Soos die klip nou blootgestel word aan die lug, verander die kleur. Ons is nou hier bo aan Springbok. Daar's 'n waterreservoir. Mens kan die meeste van die dorp van hier af sien. Hierdie klip is natuurlik kopererts wat so rooi is.
koppe. Dit is koppe. In the ground. Mens kan sien hoe blink die koper hierso. Al die blink goedjies daar is koper. Kyk daar. Dis alles koper. It's not difficult to imagine the prominence of Springbok antelope in the narrow valley wedged between the high granite domes of the Klein Kopperberge, the small copper mountains. Springbok se oorspronklike naam was Springboksfontein. So Springbok is die enigste dorp in die land wat vernoem is na Suid-Afrika se nasionale dier. Hier in hierdie vallei het seker baie springbokke rondgeloop. En die hele dorp van Springbok lê rondom 'n koppie wat Klipkoppie genoem word. En daarbo is 'n fort wat in die Anglo-Boereoorlog gebou is. En daar's 'n blykbare kerk. Die oorblyfsels van die fort is nou nog daar. Ek weet nie presies waar nie. En dan is daar 'n kerk ook daarbo gebou. En mens kan sien die dorp lê so om daai koppie. En dan lê hy nou hier so lank af in die vallei. And everywhere you see the copper lying on the ground. Actually, the mine here was situated in a mountain called Copper Mountain. But I'm not sure which of these are copper mountains or are the copper mountains. Unfortunately, there's a fence here. It's difficult to reach the mine. Hier is 'n gat in die heining, maar ek gaan nou nie deurkruip om vir julle die myn af te neem nie. Ek sal die myn hier van bo af afneem. Jy kan nou hier sien die kleurverskil tussen die klip wat nou oopgegrawe is en hierdie klip wat nou die natuurlike klip is van die koppie. You can see the blue there on the stones. And these stones are the normal brown, red brown. And we're quite high above Springbok. See some vandalists made a hole here. I don't know what they want to steal. I think there's just as much copper outside the wire as inside the wire. As 'n mens so kyk, kan 'n mens die erts hier so sien in die klip. Kyk hoe blink dit daar. Dink nou, Simon van der Stel hier gekom het in die 1600s. Toe het hy gedink, wow, kom ons grawe hier so 'n gat en ons haal hier so 'n klomp klip uit en ons kyk of dit enigiets werd sal wees.
Hier in Springbok, hier tussen die hoofstraat en daai kerk is die Springbok Lodge en restaurant. Al die mooie skilderye hier binne. Hierso het hulle 'n pragtige versameling ou goed en nuwe goed. Foto's en goed. Kyk hierdie 10 cent met die diamante rondom. Hier het hulle 'n program vir die nuwe kerksaal. 19 Februarie 1960. Dis net so voor Republiekwording. En dis die kerk wat net hier agter is. Ek kan nie onthou wat noem mens die goed hier. Is dit nie? Ek dink 'n mens noem dit rooskwarts of so iets. Kan iemand dalk vir in die kommentare sê wat is dit? Ek kan nie onthou wat die regte naam is. Ek dink ons het daarvan op skool geleer, maar ek kan nie meer onthou nie. Hier is 'n groter een nog. Hierdie winkel is amper soos 'n museum. Jy kan hier na verskillende goed kyk. Kyk al die klippe wat uit die seker hier naby uit die berge en die goed hier naby kom. Of dit is dalk 'n versameling van ander klippe wat van ander plekke af ook kom. Miskien kom dit nie alles hier by Springbok voor nie. Maar hulle sê hierso, hierdie is van Navabeep. Dis kwartskristalle wat van Navabeep afkom byvoorbeeld. Hier is ook van hulle. Hier is 'n klomp van die goed. O, hier staan Gypsum Rose, Vredendal. So daai dink ek is rooskwarts wat ek net daar gewys het. Woestynrose. Desert Roses van die Rigtersveld. Kyk hoe mooi is dit hierso. 'n Mens kan die hele dag staan en kyk na die verskillende kleure en goed. Kyk daai een. En hieronder is nou wat hulle geboor het. Dit lyk so samples wat hulle geboor het. Op verskillende plekke, daar ook sommer. Kan jy sommer sien. Hier is 'n ou telefoon. Dis Siemens nogal. Jy sal sukkel om hom in jou sak rond te dra. Maar kyk nou al die goed. Dis kaste vol. As jy Springbok toe kom, maak 'n draai by die plek. Jy sal dit nogal geniet as jy hou van sulke goed. Party mense stel mos belang in klippe en gesteentes. Kyk hoe dun is hierdie goed gesny. Dit lyk of hulle so geskil is. Kyk, hierdie lyk amper soos 'n ding wat gesny is, 'n vrug wat deurgesny is. Hier is goed van Mexico, is agaat. En hierso kan jy vir jou tieroog uitsoek. Kyk na al hierdie klippe. Almal sulke gladde klippies. Kyk hierdie mooi ene. Pragtig. So op die straat, op die hoofstraat het hulle sitplek waar jy kan iets eet.
En wanneer laas het jy nou 'n spyskaart in Afrikaans gesien? Dis nou iets om te waardeer. Hier kan jy nog 'n melkskommel kry. Wat van 'n Mestklipmelkery? Wat is dit? Melkskommel van Mestklipmelkery. Kyk hierso. Roereier en roosterbrood. Dis fantasties, man. Is tradisionele etes. Wat sal nou die meal of the day wees? Soos hy. It didn't take long to find out the meal of the day is tamati bredi. It's like a tomato beef stew. Oh ja, dis nice. Lieflik. Dan net daarna vir Mestklipie uit. Ek sien daarso. Mestklipie se syde. Kyk net daarso. Hier is nou 'n Mestklip melkery melkskommel in Springbok. Proef hierdie een. Mens wil nie ophou drink. Vat my sommer met 2 hande. Hierdie milkshake, hierdie melkskommel is een van die lekkerste milkshakes wat ek in my lewe nog gedrink het. Want ek het al baie gedrink hoor. Kyk hoe hierdie tamatie bredi. Lieflike groente. Hierdie lyk na patats. Lekker patats. Hoorie. Hy patats is soos my ouma dit gemaak het. En die bredi? Hoorie. Dis nou regte boerekos hierdie. As jy nou lekker wil eet in Springbok, kom jy na hierdie plek. Van die klipkoppie af na die kerk toe. Is dit seker so 100 meter. Hier op. Ons kan die kerk daar sien uitsteek. Stap nou hier op na die kerk toe. NG Kerk, Dutch Reformed Church, Nederduits gereformeerd. Hierdie is nou die Klipkerk. Dit is hulle noem dit die Klipkerk hier in Springbok. Dis die NG Kerk. En wat interessant is van die kerk is, dit is die gemeente Namakwaland. Op 'n ander video van ons het ons in Mariental die groter Namakwaland NG Kerk aanskou. Blykbaar vroeër jare was hierdie gedeelte hier rondom Springbok, wat ons nou ken as Namakwaland, was klein Namakwaland. En die gedeelte in die suide van Suidwes tot by Mariental was groter Namakwaland. Het jy dit geweet?
Dis nou weer die einde van vandag se video. Terwyl ons hier by Springbok staan, kyk ons video's op YouTube, druk like, druk subscribe, deel dit met jou vriende. Ons sien vir die volgende week.